1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die ek weet dit, dogtertjie. Ek weet nie of julle haar ook ken nie. Dalk ken julle haar. So nie, ken julle seker iemand net soos sy. Die dogtertjie van wie ek nou praat, het gedink sy weet alles. En sy was maar net 8 jaar oud. As haar pappie haar iets vertel het sy dadelik geantwoord: "Ja, ek weet." Of as mammie haar iets nuuts gewys het, byvoorbeeld in 'n winkelvenster, dan het sy gesê: "O, ek het dit al tevore gesien." Sy wou net nie erken dat daar iets kon wees wat sy nie al reeds geweet het nie. Dit was onmoontlik om haar met iets te verras. Neem haar moeder haar winkel toe en koop vir haar 'n nuwe sambreel vir haar verjaarsdag en vra haar dan of sy daarvan hou, dan antwoord sy: "Ek het in elk geval verwag ek sou 'n sambreel kry." Natuurlik wou niemand graag so 'n dogtertjie uitneem nie. As mense na haar huis gekom het om die kinders na 'n partytjie te nooi, het hulle gewoonlik vir haar pa gefluister: "Ek dink ons neem hierdie keer net die seuns." Hulle was te beleef om te sê wat hulle van die dogtertjie dink, maar pappie het geweet wat die rede was. Eendag was daar groot opwinding in die huis van mevrou Ek weet dit. Pappie het gesê dat hy haar Londen toe gaan neem, net vir haar. En sy was nie in haar skik omdat sy die enigste een was wat sou gaan nie. Op die trein het haar pappie geprobeer om die reis vir haar interessant te maak. Plaas van sy koerant te lees, het hy kort vir haar iets gewys wat dogtertjie soos sy bly sou wees om te sien. "Ek weet dit," was haar antwoord dan, of "Dit val my by dat ek dit al voorheen gesien het." Naderhand het haar pa moeg geword en toe die gesprek verander. "Sê nou maar," het hy gesê, "jy verloor my in Londen. Wat sal jy maak?" "Ek sal huis toe gaan," het die juffrouutjie gesê, asof dit haar min pla. "Maar hoe?" "Ek sal na die stasie loop en dan klim ek in die trein." "Hoe sal jy jou pad na die stasie ken?" "O, dis maklik, ek ken dit." 'n Uur later was hulle op die Trafalgarplein besig om te kyk na die koue en eensame figuur van Lord Nelson daar bo op die hoë pilaar. Om hulle het mense heen en weer gehaas, maar sy het hulle nie eens gesien nie. Al wat sy gesien het, was die groot brons leeu's en die man daar bo op die pilaar. Sy wou nie graag erken dat dit vir haar iets nuuts is nie, maar eindelik het sy omgedraai om pappie oor al die dinge uit te vra. "Waarom staan daardie man met die een arm daar bo op die paal?" het sy gevra. Toe kyk sy weer. Pappie is nêrens te sien nie. "Pappie!" Geen antwoord. "Pappie!" Nog geen antwoord nie. Haar pa was weg en sy was alleen. Toe dink sy hoe sy aan haar pa gesê het sy sal weet hoe om huis toe te gaan. Sy het gekyk na die honderde mense wat heen en weer loop, op na die groot geboue, uit oor die strate waar busse en motors heen en weer verbyjaag. En toe besef sy dat sy regtig nie weet hoe om huis toe te gaan nie. Daar is soveel honderde busse. Hoe kon sy weet watter een sy moet neem? Sy het nie eers geweet wat die naam van die stasie is waarheen sy moet gaan nie. En toe begin sy huil. Eers het dit gelyk asof niemand haar raak sien nie. Al die mense was so haastig. Toe kom 'n groot, fris polisieman na haar aangestap. Toe buig hy en vra haar wat makeer. "Ek het verdwaal," het sy huilend gesê. "Verdwaal? Wie was saam met jou?" wou die polisieman weet. "My pa, en hy's weg." "Waarheen?" "Ek weet nie." "Waar woon jy?" "Ek weet nie." "Goed, kom dan maar saam met my." "Nee, ek wil nie na die polisiekantoor toe gaan nie." "Wel, ek kan jou nie hier los nie. Jy sal saam met my moet kom, sodat ons jou pa kan soek."
Toe begin die groot polisieman en klein mejuffrou, ek weet dit, na die polisiekantoor aanstap, terwyl die dogtertjie saggies snik. Hulle het nie ver gegaan nie, of sy hoor 'n bekende stem agter hulle roep. Meisie! Toe vergeet sy skoon van die polisieman, swaai om en spring in haar pa se arms. O, ek is so bly pappa het gekom, het sy uitgeroep. Ek dink ek het verdwaal. En net daar in Trafalgarplein het hulle mekaar styf omhels. Sien jy, meisie, het haar pa later gesê. Ek wou maar net sien of jy regtig weet hoe om by die huis te kom, soos jy gesê het. Toe kruip ek maar net so bietjie weg. En elke keer daarna, as hierdie dogtertjie wou sê, ek weet dit, het sy teruggedink aan die groot polisieman en Trafalgarplein. En dan het sy dit liewers nie gesê nie. Fluit, fluit. My story is